Goeiedag aan almal, ons is by ons sessie 9 en ons kom nou aan die einde van ons vraag. Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En dan die antwoord, die laaste antwoord. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te kan lewe. So Skalk, kom ons praat oor die Heilige Gees. Dit is 'n baie gewilde iets om te praat, maar ek dink weer baie misverstaan tussen Christene ook as ons begin verwagtinge koester van wat die Gees nou doen en nie doen nie. Marius, ek het laas keer, een van die vorige kere, het ek gepraat oor die kwessie dat mense van die bloed iets toweragtigs wil maak. Wat nou buitengewone dinge reg kry. En ek het gedink dit is 'n bietjie heidens, want die bloed van Jesus verwys na sy dood aan die kruis, wat eenmaal vir ons gebeur het, en so word ons gered. Nou as ons by die Heilige Gees kom ons weer in die veld van die toweragtige. Van mense wat graag wil hê dat die Heilige Gees allerlei bonatuurlike tekens en gebeure moet laat plaasvind en dat ons dan daardeur gehelp word om in God te glo, soos en ek het nie 'n pyn daarmee as mense sê. Dit is ook dit kan ook dit wees, en God doen dit so. En God doen dit so. Maar dis nie as 'n reël waarmee die Gees van God hom besig hou nie. Ja, dit is baie interessant. Ek het byvoorbeeld een keer in my lewe 'n wonderbare genesing beleef waar die meisiekind se kop in 'n ongeluk erg beskadig is en ek staan by haar bed saam met haar ouers, 'n gemeentedogter, en die dokter kom en hy sê vir hulle, hierdie kind, hy sê uit die kind ondersoek en die brein ondersoek en scan, sal nooit ooit weer iets meer kan doen as net asemhaal nie. En die Here is daar by my, die Here lê dit op my hart, sit jou hand op haar kop. Want ek sit my hand so saggies, soos veerlig op haar voorkop, en haar pa maak nie sy oë toe nie. Ek sê, kom ons bid. En haar pa maak nie sy oë toe nie, hierdie stupid dominee, sy kind se kop is in 'n ongeluk vernietig, en jy gaan staan, vat hy nog aan die kop. En en toe ek amen sê, is hy spierwit bleek, en sy oë so spierings. Ek sê, en nou? Hy sê, die monitors, en die suster wat daar staan, net so. Sy sê, die monitors, alles het gestabiliseer. Daai kind hou skool. Sy het haar universiteitsgraad voltooi, en die dokter het gesê, daar is nie 'n manier wat dit 'n normale ding is nie. In my hele bediening was dit die enigste wondergenesing wat ek beleef het. Maar ek het so, jy kan sê, joh, dit was nie baie suksesvol in Skalk, want dis al baie jare van bediening, maar ek dink almal van ons is ook so. Jy weet, ek sit met daai selfde ding en ons bid vir mense en ons vra en opreg. Dit werk nie so uit nie, maar tog agter dit is nie net die verskuilde nie, maar die sigbare werking van die Heilige Gees ook in daai situasie. Ja, maar wat ek wil sê is dat die Gees was die hele tyd in my bediening teenwoordig. Dis dis nie hoe jy voel die oggend en of jy goed voel oor jou werk om te sê, yes, jy weet, die Gees was vandag by my. Die Gees was vandag by my nie. Daarom as ons oor die werk van die Gees praat, is dit belangrik om te sien, ek het in 'n vorige keer ek wil net weer daar aanvat, is dit belangrik om te sien dat die Vader het sy eie taak. In hierdie Sondag 1 waarmee ons besig is,
sien ons die drie enige God. Die Vader bewaar my. Ons het in die vorige gedeelte oor die Vader se bewaring gepraat. Jesus het my met sy kosbare bloed gekoop. Dit is wat die Heidelbergse Katekismus Sondag 1 wil sê oor die Vader en die Seun. En dan die derde plek is die Heilige Gees. En die Heilige Gees het ek van tevore gesê, maar jy moet dit, ek wil hê die mense moet dit in hulle kop vasknoop, waar God aan sy skepping raak, doen hy dit deur die Heilige Gees. Waar God aan my raak, doen hy dit deur die Heilige Gees. Ek voel nie altyd sy vinger aan my raak nie. Ek voel nie altyd sy hand onder my nie. Maar waar God aan my raak, doen hy dit deur die Heilige Gees. En een van die belangrikste goed wat die Heilige Gees doen, is om in my hart, in my gedagtes te werk, sodat as ek die Bybel lees, en ek kyk in die Bybel, en ek lees daar dat Jesus vir ons sonde gesterf het, dan sê die Heilige Gees hier in my hart, dis vir joune ook. En dan glo ek dit. En dan sê ek, wauw, Jezus het vir my sonde gesterf. Is dit nie die wonderliker as om aan alle tale te kan spreek nie? As ek na Sondag se preek, ek het nog eers vir jou gesê nie, man, ek wil vir jou daar opstaan vir jou sê, well done Marius, wel gedaan. Dit was 'n goeie preek, dankie Marius. Maar as ek nou daar was en jy het nou regtig droog gemaak en jy het 'n klomp nare goed oor my ook nog gesê, hier is 'n gemeentelid wat bla 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 bla, en ek sou daarna weet jy, Marius het 'n slegte dag gehad, vergewe hom daarvoor. Dan is dit die Heilige Gees. Dan is dit die Heilige Gees. Die liefde, om jou lief te hê as vriend, is nie vir my moeilik nie. Maar daar is mense wat, kyk, daar is 'n groot verskil tussen lief hê en hou van. Daar is mense van wie jy nie hou nie, wat jy ook moet lief hê. Vir jou ek hou van jou, so om jou lief te hê is maklik. Maar daar is mense vir wie ek lief het en teenoor wie ek liefdevol optree. Maar is jou moeilik om van wie ek nie hou nie. Nee? En daar is mense wat van my nie hou nie, maar met liefde teenoor my. Waar? Wat is die wonderwerk agter dit? Ja, ek dink jy maak die punt goed, en dis hier waar ons begin wakker word. Daar's 'n onbewustelike deel wat eintlik bewustelik is, maar wat God oopbreek binne in jou, en dan is daar 'n bewustelike gedeel ook buite. Die ding, maar skalk, nou het ek hier 'n ding wat my verskriklik pla. Ons hoor dit mos nou baie. Dat mense deesdae die opmerking maak, ek gaan nie meer na daai kerk toe nie, want wie God se Gees is nie daar nie. En dan is dit nou beoordeling van die diens, dan is dit nou beoordeling van die buite. En weet die ding wat my toe so tref, is die vraag is, maar miskien moet jy dan omdraai na die mense om en herinner dat die vrug van die Gees liefde en vreugde en geduld en verdraagsaamheid, en dat die toets van God se Gees troos, lei, leer, oortuig, dat die toets lê as ons na mekaar kyk. En is eintlik so arrogant om te kan sê, God se Gees is nou nie hier nie, want jy sien dit nie voor jou nie, maar jy mis dit om jou. God se Gees is tog in enige kerk, jy weet, maar kom ons praat net daaroor. Kom ons praat. Hoe help ons mense met hierdie ding? Marius, kom ons begin by die drie eenigheid van God. Dit klink nou vreeslik ingewikkeld, maar dis nie. Ons glo dat Vader, Seun en Heilige Gees is een God. Nie drie gode nie, een God. En
Dominees vergeet dit partykeer as hulle kind doop, dan doop hulle die kind in die naam van die Vader en in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Nee, hulle moet, maar dis 'n eenheid. Dis 'n eenheid, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees moet dit eintlik wees. Maar ons almal slip op met allerlei goed deur ons lewe heen. So 'n mens moet ook genadig wees as 'n dominee daarmee opslip, dit gebeur maklik. Maar dis een God. Ek kan nie 'n stukkie of 'n derde van God hê nie. Ek het of die hele God, as ek ekskuus vir hoe ek dit sê, maar jy verstaan wat ek bedoel, ek het of die hele God of ek het nie die God nie. As ek die Vader het ek die Seun en die Gees. Kan nie die Vader hê sonder die Seun en die Gees nie. Selfde geld almal. As ek die Seun het, as ek vir Jesus het ek die Heilige Gees, want ek kan nie vir Jesus hê sonder die Heilige Gees. Maar ons maak nou die Heilige Gees los en praat, het jy die Heilige Gees? En dan los is die Vader en die Seun. En dit is 'n totale misverstand van wie die Heilige Gees is. So daarom kan Paulus in Romeine 8, as mense daar wil gaan lees, in Romeine 8 se eerste gedeelte, waarvan vers 1 tot by vers 17, hou hy homself baie besig, Paulus daar, met die Heilige Gees, maar dan sê hy hierdie interessante ding. Hy sê, as jy nie die Heilige Gees het nie, het jy nie die Seun nie. Nee? Ja. Dit is so eenvoudig soos dit. Met ander woorde, as jy die Gees, as jy die Seun het jy die Heilige Gees. Mense wonder soms, moet daar nou iets gebeur dat die Heilige Gees in my kom woon? Weet jy, so mense is verskrik verward oor hierdie ding, omdat ons soort die taal gebruik. En dat mense, weer eens die opmerking maak, ook baie keer, kyk, ons kom nou by Pinkster, dan praat ons oor die Heilige Gees, maar hoekom praat julle so min oor die Heilige Gees? Ons praat die hele tyd oor God. Nee. So, jy het 'n baie belangrike punt gemaak oor dat ons moet dit nie losmaak in ons godsdienst nie. Maar weer die kwessie van Heilige Gees troos, leer, lei, doen 'n klomp verskillende goed, maar tog die vrug van die Gees kan jy nie alleen beoefen nie. Die vrug van die Gees het te doen met mense. Liefde, vreugde, vrede, verdraagsaamheid, goedhartigheid, nederigheid, getrouheid. Kom ons eindig miskien net daarmee. Dis reg voor my oë. Ek wil net, miskien moet ons liewer eindig, ons kan later oor die vrug van die Gees praat. Wel, ons kan sê, hy maak my van harte gewillig om God te dien. Kom ons praat dan toch gou daaroor. Ons gaan weer terugkom op die Heilige Gees. Ons kan nooit, in die katekismus, ons kan nie deur die katekismus gaan sonder om kort oor die Gees van God te praat nie. Weet jy dat, iewers staan daar in die Bybel geskrywe, dat dit onmoontlik is om aan te gaan met jou lewe as jy die Here Jesus aangeneem het. As jy die Here Jesus aangeneem het, is dit onmoontlik dat jy aanhou om sonde en sonde en sonde te doen. Dan wil jy verander, dan wil jy die vrug dra. En wat mense miskyk van die vrug, en ons moet 'n slag daaroor ook gesels, is dat die vrug hang aan die boom nie terwille van die boom nie, maar terwille van die ander. Met ander woorde, my liefde is daar, wat die Gees gee, die vrug van die liefde, is nie daar terwille van my nie. Dis terwille van jou daar. Dis 'n lekker vrug wat jy aan my moet pluk en moet kan eet. Ek kan sê, yes, dit was nou lekker om by die ou te wees. Maar dis ons probleem met die Heilige Gees, ons eien dit vir onsself. Ons is, maar dis lekker ook. Kyk, dis is lekker. Dis opwindend en dis lekker. En God breek goed by ons oop. Maar daar moet iets groter oopgaan. Daar moet iets groter oopgaan. En ons moet onthou dat die vrug van die Gees in jou lewe is daar vir my om te pluk. Die vrug van die Gees in my lewe is daar nie vir my om te pluk self. Dit is nie vir my nie. So ons moet dit raak sien.
En ja, kom ons kom weer terug. Ja, Kyk, die katekismus wil die hele tyd praat oor ons troos, en die katekismus is die hele tyd besig met waar die Gees van God se vinger aan ons raak. Ons Goed, kom weer daar. Ons gaan weer uitkom. So weer net 3 vrae wat jy met iemand kan gesels of in jou groep kan gesels. Eerste ene, hou jy van sonde doen? Die tweede ene, hoe weet jy van Jesus se liefde? En die derde een, hoe gebeur dit dat jy glo wat die Bybel oor God se liefde sê? Al kan jy soms nie verstaan hoe 'n God van liefde iets slegs in jou lewe toelaat nie. So dink oor daardie vrae en dan vir ons volgende sessie iets om oor na te dink. Eerste ene, is sonde net die oortreding van God se wette of is dit dalk meer? Die tweede ene, lees Matteus 22 vers 37 tot 40. Evalueer jou lewe in die lig daarvan en gee jouself 'n punt uit 10 vir jou gehoorsaamheid. En dan die laaste ene, lees Romeine 3 vers 20. Wat beteken dit om jou sonde deur die wet te ken? Dankie Skalk, ons sien dan weer die volgende sessie.